unless I see the nail marks in his hands and put my finger where the nails were, and place my hand into his side, I will not believe. Even if I have to die with you, I will never disown you. Were not our hearts burning within us while he talked with us on the road? Then their eyes were opened, and they recognized him. Stop doubting and believe. Goeiemôre van my kant af, dis so lekker om saam met julle te kuier en soos julle kan sien, begin ons vanoggend met 'n splinter nuwe reeks. En ek is opgewonde oor hierdie reeks want wat ons vandag begin is hierdie gesprekke wat Jesus gehad het nadat hy opgestaan het uit die dood uit. Hierdie ontmoetings wat hy met individue en met groeperings gehad het waar hy dit wat die koninkryk se realiteit nou is kom bevestig. Hy het opgestaan en as gevolg van dit is daar hierdie nuwe openbaring. Ja, dis iets wat al lankal gesê is, maar dit word nie net bevestig nie, dit word gevestig. As 'n waarheid in mense se lewens, 'n totale nuwe manier van hoe ons sien en dinge doen. Daar's 'n volkomme herstel wat gebeur het in hom en in sy oorspronklike bedoeling vir die mensdom. En hy kom spreek dit uit oor mense se lewens. Daar's hierdie totale verdieping van geloof wat kom met hierdie ontmoetings wat hy met mense gehad het. En ek wil dit vir jou die volgende 3 weke opsom in 3 woorde. En dan gaan ons nie huis toe gaan nie, want daar's baie gesê oor dit, okay? Maar die volgende 3 woorde is, die eerste week en ons gaan vandag oor dit gesels, is revelation. Die tweede ene wat ons wil gesels is restoration en dan die derde ene repositioning. So die mooi 3 R's, okay? Kan jy mooi onthou. Ons gaan kyk na 3 ontmoetings wat Jesus gehad het met persone of groeperinge wat hulle toekoms bepaal het. Wat die res van hulle lewe bepaal het in daai een ontmoeting. En ek glo met alles in my. Jesus wil so 'n ontmoeting met elkeen van ons ook hê. Ek glo met alles in my dat hy jou lewe wil rig, soos hy hierdie ouens, hierdie mense se lewens gerig het, kom herbelyn het, kom verdiep het. En vandag wil ek vir jou 'n bietjie die eerste storie gee, met jou gesels oor 'n ontmoeting met van sy disippels. Nie deel van die 12 disippels nie, maar deel van die groter groepering disippels. En ons lees daarvan in Lukas 24 en ek wil jou regtig aanmoedig vandag, maak gou jou Bybel oop in Lukas 24 want ek gaan nie daai hele stuk vir jou lees of op die bord sit nie. En die enigste manier hoe jy gaan weet dat ek nie vir jou jok nie, is as jy in jou Bybel gaan spandeer. Okay. So Lukas 24 is waar ons gaan stil staan, maar daar's 2 mense wat hierdie dag opstaan en hulle is op pad na 'n klein dorpie met die naam Emmaus toe. So dis 2 mense wat heel moontlik Jesus gevolg het, maar hulle blyplek waar hulle oorspronklik vandaan kom is Emmaus. Nou dit is so 11-12 kilometer weg van Jerusalem af. Okay, so is 'n eentjie se stap. Jy weet vir Gerard is dit soos 2 minute se draf. Okay, maar vir die res van ons is dit, hulle sê, veral omdat hulle nog 'n moeilike naweek gehad het, is so 4 ure se stap. Ek dink party mense gaan dalk in 6 of 8 doen. Okay. Maar onthou, hulle was fiks daai tyd, nê. Maar hulle besluit om terug te keer na hulle gewone lewe toe. Jesus is gekruisig. Hy het gesterf. In die oggend vroeg het hulle by 'n klomp vroue gehoor, maar die graf is leeg. Jesus is nie daar nie.
En ek kan myself net indink in hulle gemoed oor waar hulle is. Hulle vlug dalk uit Jerusalem uit vrees dat die Romeine hulle gaan kom vang. Hulle vrees en hulle kom by 'n plek waar hulle, die Bybel sê hulle redeneer met mekaar. En ek dink daar's hierdie verskriklike, ek weet nie wat nou met ons gaan gebeur nie, gemoed in daai gesprek. Want ek wil jy moet besef dat hulle het gedink Jesus is die een wat hulle gaan kom red uit die hande van die Romeine uit. Wat ekonomies goeders gaan kom doen, wat polities goed gaan kom skuif, wat hulle in 'n nuwe plek gaan kom neersit, maar nou is hy dood. En dis vir my so mooi, dis hier waar Jesus by hulle aansluit. En die Bybel sê dit so mooi, hulle oë was toegemaak, sodat hulle hom nie kon herken nie. Dan dink mense nou, maar hoekom wil Jesus nou dit doen? Hoekom sal hy nou hulle oë wil toemaak en ons gaan by dit uitkom? Maar ek besef hulle is verward en niks maak sin nie. En Jesus kom en hy vra vir hulle, waaroor gesels julle? En hulle sê, waar was jy die afgelope naweek? Okay. En ek dink as Jesus nie 'n plan gehad het met hierdie nie, sou hy wel gesê het in 'n graf en jy. Maar hulle gesprek is rondom dit wat hier gebeur het in hierdie naweek en dat Jesus wat die Messias moes gewees het, is nou nie meer nie. En hulle is terug op pad huis toe. Hulle is terug. Die hoop wat daar was in Christus is nie meer daar nie. Maar hier's wat Jesus doen. Ek wil hê ons moet lees en dit gaan ons saam lees. In Lukas 24 vers 25 en 26. In hierdie gesprekke vra Jesus vir hulle, hy sê toe sê Jesus vir die twee mans, hoekom verstaan julle nie wat gebeur het nie? Hoekom wil julle nie glo wat die profete gesê het nie? Die profete het gesê, die Christus moet eers swaar kry en dan sal hy koning word. Nou ek lees hier vir julle uit die Bybel vir almal vertaling. En hy sê dit vir my so mooi, hy sê Christus moes eers swaar kry, dan sal hy koning word. Hy moes eers sy koninkryk gaan vestig, dit wat die koninkryk se koste was, gaan betaal en sê, hierdie is my koninkryk. Hy breek vir hulle die woord oop. Ek wil hê jy moet besef wat gebeur. Jesus se gesprek lei na 'n plek toe waar hierdie geloof, hierdie godsdiens wat hulle gesien het, hierdie leier wat hulle gesien het en iets anders wat hulle gedink het gaan gebeur. Hulle omstandighede oorweldig hulle so dat hulle hoor hierdie woorde, maar hulle verstaan nog nie. Hulle glo nog nie. En Jesus kom en hy breek vir hulle hierdie woord oop van Moses regdeur tot in hierdie tyd toe, want ek wil hê jy moet weer eens besef dat hulle dink Jesus moet hulle net kom red. En hier's nou, hoekom het Jesus nie hulle oë onmiddellik laat oopgaan die oomblik toe hy by hulle aangestap gekom het nie? And imagine gou-gou. Hy was dood en nou lewe hy weer en ewe skielik sien ons hom en hulle gedagtes is nog by 'n plek van hy gaan ons kom red uit die hande van die Romeine uit. En die oomblik as hy vir hulle gesê het, hey, dis ek wat opgestaan het, dan sou daar hierdie hoop opgevlam het om te sê, U is die Messias wat ons gaan kom red uit die hande van die Romeine uit. Maar Jesus kom en hy verduidelik vir hulle iets groters, iets ver meer as dit. Hy kom connect die dots vir hulle, om vir hulle te sê, hierdie is veel meer as net ek as redder vir die Israeliete. Maar hierdie is ek as redder vir die hele wêreld. Dit is 'n nuwe dag. Ek as Christus word die middelpunt van die hele mensdom se bestaan. En die oomblik as ek en my koninkryk die middelpunt is, gaan julle sien hoe my koninkryk kom. Moeilikheid is dat hulle hierdie kennis ontvang het. Die woord word vir hulle oopgebreek
deur die woord homself. Maar hulle sien nog steeds nie. Ek wil hê jy moet besef wat se gewig is dit wat daar gebeur. Die woord homself, wat mens geword het, stap saam met hulle en breek die woord oop, maar hulle oë is so toe, dat hulle nie sien wat hy sê nie. Hoeveel keer hoor en sien ons die woord? Voor ons. In ons. Maar jy sien, dis nie wat ek glo my realiteit nou vir my sê nie. Want sien, my huidige realiteit sê vir my, die wêreld is gemors en daar kan niks mooier uit uitkom nie. My hele lewe het nou net platgeval, daar kan niks uit dit uitkom nie. Ek is nou eenmaal maar net gemaak om ongelukkig te leef. Ek dink nie die Here is so lief vir my soos wat hy vir daai mense is nie. Ek sukkel om sy plan te sien tussen al hierdie gemors, al hierdie goed wat aangaan in my lewe. Die woord kom, breek homself oop vir my en vir jou. Maak en jy het meer nodig as net kennis van die woord. Nou, kennis van die woord is baie belangrik. Maar hier is iets diepers. As Christene vandag het ons werklik eintlik die voorreg om hierdie nuwe dag te kan sien en die Bybel te kan lees en te kan sien voor ons oë wat Christus kom doen het en die volheid van dit en wat die implikasie op my en jou lewe is. Maar so baie keer lees ons hierdie storie en ons dink, maar dit is baie ver terug. Die Here gaan nie dieselfde nou in my lewe kan kom doen nie. Dan wil ek jou vandag wys dat die Here het iets kom doen om iets te kom oopbreek vir my en vir jou ook in hierdie storie. Ons het al gehoor hoe mense praat van die leë graf en ons loop weg en dink die leë graf beteken dalk iets anders. Beteken die leë graf, hy het opgestaan of beteken die leë graf, iemand is uit om my te kry? Die leë graf is great vir die ou wat langs hom gehang het. Wat hy gesê het, vandag is jy saam met my in die paradys, maar ek het nooit daai uitspraak oor my lewe gekry nie. Wat het ek en jy nodig om werklik te kan sien? Want hierdie twee mense hoor hierdie, maar hulle kan nie sien nie. Nou is hierdie een kommentaar deur N.T. Wright wat vir my so mooi beeld gee oor hierdie geleentheid en wat dit vir my bietjie in perspektief kom sit, 'n bietjie 'n groter prentjie kom gee, want hy kom vergelyk hierdie moment met dit wat in die tuin van Eden gebeur het. Waar Adam en Eva 'n vrug geëet het en hulle oë het oopgegaan. Hulle het gesien. Maar wat het hulle gesien? Hulle sien in werklikheid hulle skaamte. Hulle sien hulle skuld voor die Here. Verhouding was verbreek tussen mens en God in daai moment van sien. Maar in hierdie gedeelte sien ons dat hulle nooi vir Jesus in om saam met hulle te kom eet, om te oornag by hulle. En ons gaan nou die gedeelte lees, maar Jesus kom en hy breek die brood. En ewe skielik, wat gebeur? Hulle oë gaan oop.
Dis asof hierdie oomblik 'n oomblik is wat die Here wil kom sê, ek wil hê jy moet sien wat ek kom doen aan 'n herstel van dit wat in die tuin gebeur het, daar waar iemand iets geëet het wat hulle nie moes eet nie, en hulle oë het oopgegaan vir skuld, skaamte, en dit uit hulle seerheid. Maar ek wil iets kom herstel van iets wat ek oopbreek, die brood van die lewe wat ek vir mense gee, want ek wil hê jy moet die brood van die lewe eet. Sodat jy kan begin sien, sodat jou oë kan oopgaan vir die waarheid van wie Christus is. Nou, hierdie is so 'n side note, net so interessantheid wat ek nog 'n bietjie verder wil gaan explore, en ek het baie probeer explore, want daar's 2 kampe in hierdie. Maar die man wat saam geloop het, een van die man se naam is Kleopas. En die woord sê dat hierdie man word op 'n ander gedeelte ook genoem as een van die disippels wat by die kruis staan in Johannes 19 vers 25, waar hulle voor die kruis staan en gesels. En Kleopas was getroud met Maria. Nog 'n Maria. Daar was baie Marias. Okay? Maar hulle was by die kruis. En as dit hierdie selfde Kleopas was, en dis dalk 'n moontlikheid, weer eens 2 kampe, wat sê dat hierdie man en die vrou is wat geloop het op pad na hulle huis toe, en Jesus kom vat hierdie beeld en hy sê, 'n man en vrou het hierdie kom breek in terme van verhouding. En ek het nou net opgestaan uit die doodheid, en ek wil iets kom hervestig, ek wil kom teruggee, en eintlik 'n nuwe lewe wil kom aankondig, om te sê, ek breek hierdie brood van die lewe, en ek bied dit vir julle aan, sodat julle oë anders kan oopgaan. Lees gou saam met my Lukas 24 vers 30 tot 31. En toe hy met hulle aan 'n tafel was, neem hy die brood en dank, en hy breek dit en gee dit aan hulle. Toe is hulle oë geopen en hulle het hom herken, en hy het uit hulle gesig verdwyn. As ons gaan kyk na hierdie woord herken in hierdie teksgedeelte, dan is hierdie woord, die oorspronklike woord, is die woord epigenosko. Okay, nou dis massive woord, ek verwag nie dat jy hom gaan sê of wil sê nie. Maar jy het miskien al gehoor, ons praat van die woord genosko as 'n woord van ek ken intiem. Nou is hier nog iets by epigenosko. Nou, hierdie woord beteken, as jy hom direk gaan probeer vertaal, aptly, experientially known. Met ander woorde, dis nie net 'n herken soos 'n foto wat jy op Facebook sien, hoe ek herken hierdie persoon van baie lank terug nie. Dis nie 'n herken van, dit is nou hierdie mens nie. Dis 'n diep kennis, dis 'n intieme kennis van die volheid van wat nou gebeur. En wil jy moet besef dat in hierdie oomblik is hulle oë nie net oopgemaak en hulle sien vir Jesus soos wat, okay, dis nou Jesus nie. Maar dis 'n moment van revelation, 'n oomblik waar alles in plek val, alles wat hulle gewonder het, alles wat gebeur het, nie gebeur het toe hulle oë toe was nie, ewe skielik gebeur dit nou. In hierdie oomblik, in hierdie een oomblik, verander hulle huidige omstandighede. In hierdie een oomblik verander hulle toekoms. Dit verander hulle besluite en hulle denke. Dit verander hulle harte en hulle aksies. In 'n oomblik. Dit verander alles. Dit is werklik 'n nuwe dag. Alles het nuut geword. Alles. Wil jy moet besef dat hierdie ontmoeting met Jesus was nie 'n kennis ontmoeting nie. Was nie 'n kop ontmoeting met 'n klomp knowledge wat ingedruk word nie. Om nou verstaan ek nie. Dit was 'n openbaring
van wie Christus is in 'n oomblik. En dit het gekom, nie uit woorde nie, maar 'n aksie van brood breek. Dis hoe dit gebeur het. Jy mag ook weet van alles. Jy mag dalk soveel kennis hê van die Bybel. Maar sonder 'n intieme verhouding, sonder die genouskou, is dit net kennis. En die Here se begeerte is nie dat ons in kennis sal vasval nie. Maar dat ek en jy by 'n plek sal kom waar ons 'n ontmoeting met Jesus sal embrace en sal sê ek wil dit hê en met alles in my en sal regmaak vir hierdie openbaring wat hy vir jou wil gee. Want ek beloof vir jou, een ontmoeting met Jesus verander alles in jou lewe. En ek praat nie net van 'n eerste ontmoeting nie. Hierdie was nie 'n eerste ontmoeting nie. Ja, dit was die eerste ontmoeting met Jesus wat opgestaan het. En ek wil jou aanmoedig om verder te gaan lees, want dis vir my baie interessant hoe hulle terughardloop Jerusalem toe. Om vir almal te gaan vertel wat hulle nou net gesien en beleef het. En terwyl hulle nog besig is om dit te doen, verskyn Jesus daar in hulle midde. En raai wat? Almal is weer eens vreesbevange. Maar ek dink hierdie twee mense nie. Hoekom? Want 'n ontmoeting met die Skepper verander alles. Ek wil hê jy moet saam met my lees wat sê N.T. Wright oor hierdie oomblik, en hy is een van die manne wat sê, dit was 'n koppel hierdie. Hy sê die volgende: the couple at Emmaus, probably Cleopas and Mary, husband and wife, discover that the long curse has been broken. Death itself has been defeated. God's new creation, brimming with life and joy and new possibilities, has burst in upon the world of decay and sorrow. Dis 'n uitspraak wat in een oomblik gemaak word oor die hele mensdom. Dat Jesus met twee mense op 'n pad kom vertel. Ek het altyd gesit en wonder, hoekom hierdie random storie oor disippels wat nie eers naby hom was nie. Ja, dit was disippels, maar dit was deel van die groter groepering. Hoekom tweede aan hulle verskyn? Eerste aan Maria by die graf en tweede aan hulle. Hoekom? Want hierdie is 'n ongelooflike goddelike oomblik waar iets kom herstel. Iets kom uitspreek oor hierdie wêreld en sê daar is iets nuuts wat kom gebeur. Ek dink nie hulle het al uitgefigure op daai oomblik wat is dit wat presies gebeur het nie. Maar ek weet met alles in my dat hulle dalk by 'n plek was en gestaan en gesê het, ons verstaan nou bietjie meer van God en sy koninkryk. En ons wil by 'n plek kom waar ons werklik waar hierdie kan vat en sê, ek wil dit deel maak van my lewe. En ek wil hê jy moet vandag hierdie ontmoeting vat as nie net 'n storie van duur ver nie, maar bring hom 'n bietjie nader aan jouself en kyk vandag dalk na die ontmoeting wat Jesus met jou wil hê. En ek dink ons moet onsself vra, hoekom sal ons nie so 'n ontmoeting wil hê nie? Hoekom is ons partykeer bang om hierdie ontmoeting te laat gebeur? Hoekom is ons oë nog toe? Hoekom word ons nog blind gehou? Wat glo ek en jy? Wat maak dat die Here eers met my en jou wil gesels en dan 'n openbaring drop? Het ek en jy dalk 'n verkeerde beeld van Jesus? Wil jy hom dalk op jou terme ontmoet?
Dalk is daar 'n teleurstelling wat jy saam met jou dra, soos wat daai mense gedoen het van dit wat ons gedink het gaan gebeur, het nie gebeur nie. Ons het die Here vertrou vir 'n spesifieke ding en dit het nie so uitgedraai nie. Miskien wag jy vir 'n stem. Maar hy kom gee vir jou brood. Wat is jou openbaring vandag? Wat is die openbaring wat hy vir jou wil gee vandag? Wat sê hy oor jou huwelik? Wat se revelation wil hy kom oopbreek vir jou vandag? Wat is die woord wat hy vandag oor jou uitspreek as dit kom by jou gesondheid? Wat sê hy oor jou beroep? Wat is sy uitspraak oor jou identiteit? Jy kan jou eie vraag daar sit. En weet wat, ons moet dalk by 'n plek kom waar ons ophou wag vir hierdie stem wat uit die hemel uitkom, want hy praat en hy praat en hy praat en hy verduidelik, maar ek en jy kan nie sien nie. Kan ons by 'n plek uitkom? Ons oë kan oopgaan en ek wil vra die iServe team. Julle vir elkeen 'n broodjie in die hand sal sit. Ek wil vir jou een gee. Ek wil vir jou een gee. En ek wil hê terwyl jy hierdie brood vat, ons gaan dit nou breek. Weet jy gaan sukkel. En ek wil hê jy moet solank dit wil vir Here vertrou. Maar jy sê, Here, ek hoor nie mooi daar nie, of ek sien dalk nie mooi daar nie. Ek wil dit sien, ek wil dit beleef. Ek wil hê jy moet hierdie broodjie in jou hand vat. En ons gaan 'n moment hê van response. En ek glo met alles in my dat die Here kan in hierdie oomblik kom en hy kan soos dit jy simbolies. Hierdie is nie nagmaal nie. Ja, dit wys op die nagmaal. Ja, dit wys op hy wat gebreek het, maar hierdie is meer. Ek wil hê jy moet kom besef, die oomblik as ek die brood kom breek in jou lewe, oor jou lewe, dan kom daar hierdie stuk openbaring van my af na jou toe en jy kan sien. En my gebed vanoggend is dat jy, die oomblik as jy hierdie oopbreek en werklik waar 'n gesprek het met die Here en luister en hoor wat hy vir jou sê, dat in hierdie oomblik soos jy dit oopbreek, 'n ontmoeting met hom sal hê en dat hy openbaring oor jou lewe iets sal wees wat jy sal sien. Hy twee mense se lewens is vir ewig verander. Ek en jy sit op 27 April 2025 by 'n plek waar vandag kan 'n moment wees in jou lewe waar jy sê, dis nou anders. As 'n vars uitspraak en 'n slegs uit openbaring uit wat ek en jy kan leef, nie uit kennis uit nie. So wil jy daar waar jy is, kom ons sluit net ons oë en dan gaan ek vir ons 'n gebed doen en dan gaan ek ook afgaan. En dan 2 songs wees. En in dit, jy kan besluit waar. Vat jou tyd. Hoor wat sê die Here oor jou. Ons sluit die oë. En ons staan vandag voor U en miskien weet ons nie die volle waarheid van dit wat
elkeen van ons omstandighede ons nou wys nie. Here, maak ons oë oop vandag, sodat ons U kan sien. Here, in U is alles anders. En U is daar 'n groter realiteit as die een wat ek vandag leef. Here, laat ons die beeld wat ons het, laat dit verander van 'n Jesus wat aan 'n kruis gehang het, na een van 'n koning wat opgestaan het en 'n koning wat sy heerskappy verklaar, 'n koning wat rondloop en sê, jy is deel van my koninkryk, ek is die heerser oor alles en ek is jou koning, ek is jou pa, ek is naby jou, ek is hier by jou en ek wil vir jou die beste hê. Die een wat gesond maak, die woord wat kom lewe gee, die een wat herstel en nuut maak, die God wat uitsprake maak oor mense wat waar is. Here, ons vertrou U vandag om meer van U koninkryk en meer as van U as koning te kan kom sien. Heilige Gees, ek vertrou nou in hierdie oomblik, soos mense hierdie brood breek, dat hulle openbaring sal kry, o Vader, en werklik waar sal beleef wat U oor hulle sê. Ek loof U naam vir dit, o Vader.